Goeiemôre en baie welkom op hierdie Sondagoggend die 2 Augustus, 'n lieflike dag. Julle is al seker gewoond aan my wat sê 'n lieflike dag hier in Saldanha. Vanoggend is weer windstil, koel maar nie koud nie, oopgetrek, 'n pragtige dag. Nuwe dag, nuwe geleenthede op hierdie Sondag. Ek hoop jy gaan 'n wonderlike Sondag hê, rusdag. Dis die belangrikste. Kom ons vat dit as 'n rusdag. Kom ons doen dit as 'n rusdag soos die Here vra. So as jy nou nog nie 'n Sondag 'n behoorlike rusdag gemaak het, neem jouself voor vanoggend terwyl ons hier by die Here se voete sit, terwyl ons stil raak in die naam van die Here. Kom ons neem voor om vandag 'n regte rusdag in die naam van die Here te beleef. Jy sal sien, maandag sal net soveel beter en soveel lekkerder wees. Ons gaan maandag so 'n draaitjie ry by Vanessa, draai maak, so draai in die Kaap maak en dan soos terug so, dan gaan ons so rondom Talie draai maak, wat ek nogal uitsien na. Dit gaan baie lekker wees vir almal wat saamry. Ek gaan geniet om julle saam met ons te hê in die kar. Vanoggend is een van daai oggende wat ek gou eers 'n draai moet gaan maak by gister. Ek het gister vir julle gevra, as jy dink aan Jesus en daar kom name op, deel met my 'n paar name. Nou, ek wil nie mense uitsonder nie, maar vir die mense wat deelgeneem het daaraan, baie dankie. Ek het 'n paar name gekry en toe ek nou vannag lê slaap en vanoggend opstaan, toe dink ek nou weer aan name, toe dink ek gaan dit so 'n work in progress noem die Engelse. Ek gaan dit so 'n work in progress noem. Ek het die name opgesit en ek het dit gesuif en vanoggend toe maak ek op te dink hoe kon ek hierdie naam vergeet het? Ek gaan so 'n paar van die name vir jou noem en dan dink ek gaan ons hierdie, soos ek sê, work in progress hou. As die video vanoggend speel, dan gaan jy die name kan sien deur die hele boodskap, gaan jy die naam kan sien, deur die hele stukkie gaan jy die naam kan sien. 'n paar dinge as ons dink aan die naam van die Here. Natuurlik moet ons die naam Here insit, standvastig. Hy's die seun van God, hy's ons leermeester. Hy Alfa, ja, want hy's ons Alfa en ons Omega, hy's die begin en die einde, verlosser. Ek het hom nou vanoggend bygesit te dink, ek meld, hoe kan jy die woord verlosser vergeet? Hy's ons Jesus, hy's ons lewenslyn. Hy's barmhartig, hy's God. Hy's Yeshua. Hy's wysheid. Hy's ons redder. Hy het gelei vir ons, die woordjie leiding kom ter sprake. Verlosser. Hy's ons verlosser die tweede keer. Ek sien nou, dis fenomenaal dat die woord in is, so ek kan nie een naam uithaal, maar hy's ons koning, hy's ons Immanuel, hy's ons anker, hy's nederig, hy's ons Vader. Hy gee ons ondersteuning, soos ons ondersteuning vra. Genade, kennis, hy's ons Messias, wonderbaar, hy's vertroue, vreugde. Hy's ons veilige vesting, hy's vriendelik, hy's die heerser, hy's die vredevors, hy's vol liefde, hy's ons Christus. Rustigheid. Dink as dit rustig raak, dan praat die Here met ons ook so. Hy is rustig, hy's vol selfbeheersing, getrouheid, regverdig, blydskap, geduld, almagtigheid. Hy's die Omega, die Alfa en die Omega, hy's ons Papa, hy's vrede. As jy dink aan die Here, dan dink jy aan vrede, dankbaarheid en goedhartigheid. En ek dink ek het geduld genoem, ek doen hom maar net weer 'n keer. So daar is so 'n baie dinge wat ons, as ons aan die Here dink, net sê, dit staan vir my uit, ek moet daaroor praat. Ek moes 'n stukkie lees, of 'n stukkie kies om te lees vanoggend in die Bybel, en daar is 2 stukkies wat ek verskriklik graag, ek wil nie net een lees nie, ek wil 'n stukkie lees. Die tweede stukkie is vir my ook baie belangrik, vir my en jou, dat ons moet uithou en aanhou, hoe sê hulle, uithou, aanhou en bekhou, in hierdie geval is dit uithou en aanhou, glo en vertrou, en ons oë op die eindpunt sit. Ek dink die lewe is soos 'n reis. Ek weet nie of van julle al gekyk het na die Comrades Marathon nie. Dis verskriklik om te dink dat 'n menslike liggaam dit kan hanteer. Miskien is daar van julle wat, as ek vanoggend praat wat dit gedoen het, ek haal my hoed af vir julle. Dit is nog nooit in my bucket list nie. Ek dink ek sal kom, as ek dit in my bucket list sien, dan dan sien julle my by my begrafnis. So ek sal dit definitief nie waag nie, maar as mense wat dit doen, wat lief is daarvoor, wat dit uit die hart uit doen. Maar julle het ook gekyk, ek het jare laas Comrades gekyk, maar die tye toe ons nog TV gekyk het, en ek Comrades gesien het ek gesien hoe die mense uitval langs die pad. Party van hulle beland in 'n ambulans, party beland in 'n hospitaal. En ja, kom ons wees eerlik,
Party sien nie die eindstryd nie. Hulle beswyk voor die eindstryd. Hulle druk hulle liggaam so erg, dat hulle liggaam dit nie meer kan hou nie. So is ons lewenspad is dieselfde, ons lewenswetloop is dieselfde. Ja, vriend en vriendin, en ek wil amper sê broer en suster in Christus naam, is daar mense wat langs die pad gaan uitval. Maar ek wil nou net vir jou een ding sê, die tweede stukkie wat ek vanoggend gelees het my weer herinner daaraan, dat ons soos in die weermag, moet ons mekaar ondersteun, mekaar help. Soos die barmhartige Samaritaan, ons moet nie net kyk en verbystap nie, dis nie ons werk in Christus naam nie, ons werk is om soveel as moontlik in die hemel te kry. Dan wonder ek as ons vanoggend stil raak, en ons dink terug, en ons kyk terug in ons lewens, en ons kyk vorentoe, hoeveel het ons, en hoeveel gaan ons nog doen, om juist dit reg te kry. In die weermag het ons geleer om te buddy, om in 'n groep saam te wees en saam te werk. Die Amerikaanse weermag het 'n gesegde, no one must be left behind. Niemand mag agterbly nie. As iemand val, bring jy hom saam. Dood of lewendig, gewond of dood, jy bring hom saam. Niemand bly agter nie. Miskien moet ons dit ons motto maak. No one left behind. Niemand bly agter nie. Wat Christen aanbetref, niemand bly agter nie. Ons bring almal saam. As ons in 'n groep geopereer het en een ou het agtergebly, in die begin bly die instrukteur, wat ek later self was, doodstil. En hy gee almal kans om die eindstreep oor te stap, op sê nou maar 10 minute, en dan kom die laaste ene wat uit asem is en strompelend in op 11 of 12 minute in, dan sê hy, okay, kom ek stel het gou vir julle so, ons weet mos almal, ons gaan in 'n groep beklei, ons gaan in 'n groep optree. So nou vat julle maatjie, dan gaan doen julle weer daai 2.4 kilometer, en dan gee ek julle hierdie keer 15 minute, dan is julle in, want julle is 'n bietjie moer as die eerste keer, ek gaan nie onregverdig wees nie, ek gee julle 'n paar ekstra minute, en dan kom julle terug, dan doen jy daai 2.4 kilometer vir die tweede keer, sodat jy leer, en het word in jou ingedrul, jy los niemand agter nie. Jy leer om jou vriend, of jou vriendin in ons lewe, en vandag in ons Christelike lewe, saam te sleep, saam te trek, en dis deel van jou werk, om hom by die uitpunt in te kry. Ek wonder hoeveel ons nog vandag doen, in ons lewens, om vriende en vriendinne in, maak nie saak nie, mense wat ons nie ken nie, saam te sleep na die eindpunt toe. Ek dink dis wat die Here graag wil hê van ons. Miskien is dit jou boodskap vanoggend, om 'n bietjie meer te doen, om mense rondom jou, familie, vriende, en natuurlik jou naaste, wat ons almal weet wie ons naaste is, te trek en te sleep, saam na die eindstreep toe, saam na die mikpunt toe, dat hulle saam met ons hierdie wedren voltooi, en hulle nie net los, vir wie ook al langs die pad, en sê, dis julle plig en julle taak om verder op julle eie voor te kom nie, of met julle eie tot by die einde te kom nie. Die stukkie wat ek gaan lees, die twee stukkies wat ek gaan lees, die eerste ene is uit Matteus en die tweede is uit Hebreërs, Matteus 17 en Hebreërs 12, die van julle wat julle Bybel nader gebring het, is meer as welkom. Ek sê weer eens, ek moedig julle aan om 'n bietjie meer te lees as wat ek lees, as julle 'n bietjie meer in konteks wil kry, en julle eie stilte tye lees 'n bietjie verder, lees 'n bietjie weier. Die stukkie wat ek gedoen het, is eintlik om te sê, dieselfde gaan gebeur hier by ons, kom laat ons boeke vat, ons gaan vriende en vriendinne kry wat uitval langs die pad, wat nie tot en met die einde gaan uithou en aanhou nie. So ek vra vir jou, baie mooi, maak dit vir jou 'n motto, maak dit vir jou 'n instel, maak dit vir jou 'n wedloop, om te kyk of jy kan uithou tot die einde. As jy enigstens voorstelle het, jy het my WhatsApp nommer, die wat nie my WhatsApp nommer het nie, julle is op baie platforms by my, kom praat met my, kom gesels met my, doen voorstelle, positief of negatief is altyd 'n voordeel. Ek het iemand nou die dag gehad, ek het spesifiek een van die blaaie swart gelos en net geskryf in die begin, dat almal kan konsentreer net op die woord, te kom iemand terug te sê, die video is blank. Ja, toe het ek vir hom gesê, ek is jammer oor die ongerief, ek sal probeer om in die toekoms beter te vaar. En dit gebeur ook maklik met ons. Matteus 17 en Hebreërs 12, dis die stukkie Matteus 17 vanaf vers 1, en Hebreërs gaan ons doen
Hebreërs gaan ons ook doen, maak maar reg by Hebreërs 1. Matteus 17 vanaf vers 24. Ons praat vanoggend hierso, ek wil verskriklik graag hierdie stukkie lees, die rede hoekom ek hierdie stukkie lees, is net om te wys hoe groot en almagtig ons hemelse Vader is. En dit natuurlik, omdat ons nou daai name van die Here almal by mekaar gesit het, wat ek ook vanoggend gaan gebruik as 'n voetjie, as die video opkom. Die tempelbelasting, by hulle aangekom in Kapernaum met die amptenaar wat die tempelbelasting ingevorder het, na Petrus toe gegaan en vir hom gesê, wat van julle leermeester? Betaal hy dan nie tempelbelasting nie? En Petrus het gesê, ja, natuurlik, antwoord hy. En toe hy in die huis kom, was Jesus hom voor met die vraag, Simon, hoe dink jy? Van wie vorder die konings van die wêreld tol of belastings in? Van hulle seuns of van ander mense? En Petrus het natuurlik, dink ek, toe die Here vir hom dit vra, baie gou geantwoord. Toe antwoord Petrus, van ander mense, sê Jesus vir hom, dan is die seun mos vrygestel. Maar ons moenie hierdie mense aanstoot gee nie. Gaan see toe, en gooi 'n hoek in, en die eerste vis wat byt, moet jy uittrek, en as jy sy bek oopmaak, sal jy 'n silwer muntstuk daarin kry. Vat dit, en betaal hulle die belasting vir my en vir jou. Kyk hoe pragtig. As jy nog nie geweet het van hierdie wonderwerke nie, van die minder bekende wonderwerke van Jesus, 'n vis met 'n mondstuk in sy mond. Hoe kragtig en hoe magtig is ons hemelse Vader nie. Die tweede stukkie wat ek vanoggend saamgebring het, wat ek graag vir julle wil lees, is uit Hebreërs 12. Dit gaan oor die stukkie wat ek nou gepraat het, oor die wedren. Ek dink ek gaan op hierdie Sondagoggend met julle hierdie stukkie deel oor die wedren, en mag jy 'n amazing dag hê, waar jy ook al op jou eie is, of dalk saam met familie is, as jy braai heerlik, as jy net, hoe sê hulle, uit eet, uit blikkies uit, geniet dit ook, maar mag jy 'n fantastiese Sondag hê. Kom ons kyk 'n bietjie wat sê die stukkie vir ons van die wedren wat ek en jy ook maar elke dag moet loop. Ons weet die wedren het sy opdraande en sy afdraande, is nogal fenomenaal destyds gewees, as ek die Comrades kyk, om te kyk hoeveel persent van die roete is opdraande en afdraande, en ons weet as dit oor die halfstreep kom, en dis na die einde toe kom, en daar kom afdraande, of daar kom opdraande in, dan tap dit die krag in die wat deelneem se bene. En ek dink in ons Christelike lewe is dit maar dieselfde. Ons kry baie opdraande wat maar ons krag tap, en baie keer maak ons dit, baie keer val ons, en dank Vader van ons hemelse Vader wat by ons is om ons op te help, en ons verder te dra, totdat ons weer krag het om op ons eie aan te gaan, en totdat ons so 'n bietjie gerus het. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuienis rondom het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde, wat ons so maklik verstrik. En laat ons die wedloop, wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin, die voleinder van die geloof. Daar het jy sommer twee woorde nou wat ons kan bysit. Hy is die begin en hy is die voleinder van die geloof, ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was. Het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hou hom voor oë, wat so'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Boodskap vir oggend, daai laaste ene wat sê, as jy daai wedren hardloop, hou die Here in oë, dan sal jy nie geestelik moeg en uitgeput raak en uitsak nie.
Liefdevolle Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend by jou voete kan kom sit en dankie vir hierdie pragtige boodskap. Wil jy asseblief vanoggend help vir ons om ons lewens, om ons liefdesbaadjie aan te trek en dit net uit te lewe teenoor almal rondom ons. Liefde uit te lewe. Vergeef ons sondes en help ons om ons skuldenaars te vergewe, Here. Here, ons kyk op na U, ons steek ons hande op na U en sê, Jesus, take the wheel. Vat asseblief ons lewens in ons geestes stuurwiel en bestuur ons in die dag, die week, die maand en die jaar wat voorlê. 2026 uit. Ons vra dit nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen uit U groot en almagtige genade. Waar U in beheer is, kan ons rustig raak. U is die koning, U is almagtige, U is die Heer. U is ons Papa. Amen.